Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by Musiekuur saam met Stanley, hier op die Dak Facebook radiostasie. Geniet die mooiste musiek, inspirerende boodskappe, terwyl ons saam die uur deurbring. Musiekuur saam met Stanley, hier op Dak Facebook radiostasie. Die tent word afgebreek, oorklee met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. 'n Korrel word gesaai, die verganklike, die hemelse word opgewek, die onverganklike. Die tent word afgebreek, oorklee met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Al sug jy en voel beswaard, daar is 'n ewige hoop, 'n lewe vry van die aardse, nuut en vry. Die tent word afgebreek, oorklee met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Halleluja, soos donderslag, Heere God almagtig, Hy is koning, jou Vader vir ewig. Die tent word afgebreek, oorklee met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Nie meer pyn, trane, smart, moeite is verby, vrede, rus, soos beloof. Die tent word afgebreek, oorklee met die hemelse, verslind, verander, Goeiemôre en hartlik welkom hierso by Musiekuur Plus op 'n Saterdagoggend. Vroeg 6:00 die oggend, ouer gewoonte. As ons weer besig met Musiekuur, ons het dis 2 keer oorgeslaan, ons was uitstedig en Sandra het vir ons kom kuier, maar ons is weer terug op ons pos en dan gaan ons weer met Musiekuur om u te bemoedig en aan te moedig geestelik op jou pad vandag. Mag die Here jou seën vandag en deurdra en oorwinning gee in elke saak wat jy nodig het in hierdie dag. Nou ja, jy's ingeskakel by Musiekuur Plus saam met Stanley hier op Dak Facebook radiostasie. Nou ons het weer 'n heerlike program vandag. Ons het ons gunsteling liedere wat ons daar gaan luister hoofsaaklik en dan het ons ook ietsie vir die kleinspan, so laat die jong span nader skuif hier by 6:15, 6:45 het ons vir die kleinspan wat ons 'n bietjie heruitsendings doen van gesiggie en liedere wat ons die laaste tyd wel uitgesaai het op 'n Sondag. So asseblief kry die kleinspan nader, 6:45, wat 'n heerlikheid om so ook by die kleinspan te kan deel vandag. Dit is nou ons kinders en ons grootmenskinders, al die kinders. As jy kind van harte is, dan is hierdie program vir jou. Ons leer tog soveel ook uit die kinderbediening uit, is dit nie 'n heerlikheid nie. Nou ja, voordat ek voortgaan, gaan ek heel eers open met gebed. Ek sien is heel wat mense wat ingeskakel is hier reg oor die land, letterlik reg oor die land. Julle is meer as welkom om by te bly. Daar's van julle wat moet gaan werkies vandag, maar die meerderheid is daarom by die huis. Dalk is jy nog in die vere daar in die bed. Ek hoop jy het al 'n lekker koppie koffie aan die gang daar so, wat jy ook al in die oggend drink en geniet net die tyd so saam met ons in die Here. En dit is net vir baie keer interessant om te sien, wat is u gunsteling liedjies vir die laaste tyd? Ek weet, soos Elmarie sê, sy sê, almal is hulle gunsteling liedjie. Dus die naweek weer daar so in Elsburg was, laas naweek,
Hulle sê daar is moeilik om te kies, maar daar is partykeer daai een of twee wat in jou kop maal vir die week of vir die dag. En as dit vir daai oomblik jou gunsteling liedjie, prys die Here, is dit net nie amazing nie. Al die liedjies wat ons doen, ek en my vrou skryf dit vir u wat dit nie weet nie, hoofsaaklik skryf ons dit. En ons sit die skrifverwysings ook by. In die begin het ons nie, maar later ons het 'n versoeke gekry. Sit sommer die skrifverwysings daar op die prent ook by, op die video's op TikTok en op YouTube. Dit is waar ons liedjies ook laai, is op TikTok en op YouTube en ook op Facebook. Maar wat lekker is op YouTube, daar's 'n playlist, so jy kan op die playlist gaan. As jy op TikTok is, dit word net random opgelaai. Dit weet ons, daar's nie 'n spesifieke playlist nie, maar as jy op ons profile ingaan, dit is die aanlyn kerk op TikTok, al die liedere is daar, dis die kinderliedere, die stories, alles wat die liedere aanbetref, is wel ook op TikTok beskikbaar. So, dit is verskeie maniere hoe om daarby uit te kom, en natuurlik, die audio laai ons alles op Telegram, so al die audio met die liedere, die lirieke, die woorde, is wel ook op Telegram beskikbaar. Nou ja, ons gaan vandag van die liedere luister. Ons al oor die 300 liedere wat die Here ons mee gehelp het. Ons het Februarie begin en die Here het ons gehelp tot op hierdie punt toe dat ons dit wel kan doen en wel ook kan bekostig om die program te koop en al die tipe van goeders, sodat ons 'n produk kan uitsit wat die Here ook kan verheerlik in elke opsig. Nou ja, voordat ek voortgaan, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, ek wil U prys en loof en eer. Hoe wonderbaar is U in die krag en die heerlikheid, die majesteit en die almag van U. En U kom die lof, die eer en die aanbidding van nou af tot in alle ewigheid. Vader, ek wil U net prys en loof en eer vir die groot genade, barmhartigheid, liefde en heerlikheid. Vader, in hierdie dag is ons afhanklik van U. Ons is afhanklik van U om geestelik staande te bly, om te kan oorwin. En ek sê vir U baie dankie daarvoor, Vader, dat ons altyd met U kan praat en mag praat. U woord sê vir ons, die oor is nie te swaar om te hoor, en die Vader, arm is nie te kort om uit te red nie. Here my God, en ek dank U vir daai versekering wat ons het. En as daar iets in die pad staan, dis wat U ons leer, sorteer dit uit, want dit is net daai sonde en ongeregtigheid en daai dinge wat in die pad staan, wat maak, ewige Vader, dat daar 'n skeiding tussen ons en U kan kom. En Nuwe Testamenties kan ons net ons saak met U opper, ons kan dit uitsorteer, ons kan ons saak bely, en vir U vra, Vader, wees my genadig, vergewe my hierdie sonde, vergewe my hierdie ongeregtigheid, en so vergewe U mildelik. U vergewe veelvoudig, Vader. Ek dink daar is so 'n skrif, as ek dit nou so vinnig kan onthou. U vergifnis is baie, dis veelvoudig. Vader, U vergewe nie net een keer nie. Ons as mens maak so hier na die 10 keer voel dat man, ek het nou nie meer lus vir daai ou nie. Ek gaan nou nie meer vergewe nie. Ons moet bly vergewe. Dis die sleutel tot geestelike vryheid. Baie dankie vir die herinnering uit die woord uit, wat ons wel vanoggend het, terwyl ons met U praat. Vader, ek wil vra, lei my vanoggend in hierdie musiekuur, dat alles wat sal gebeur, sal geskied tot eer en verheerliking van U naam. Ons bid vir ons broer Etienne in Amerika, terwyl hy opgeneem is in die hospitaal, Vader, wil ons vra dat U asseblief hom sal genees, dat U met hom sal deel en met hom sal praat, en dat hy sal die versekering hê, Vader, dat daar 'n gemeenskap van gelowiges is, wat saam vir hom saam bid, Here, dat hy ook genesing kan kry met die water en al die dinge. Ons is nie seker presies wat is die fout nie. Ons kry so inligting via sy suster, Vader, en Here, ons wil vra dat U hom ten volle sal genees, terwyl hy opgeneem is en hulle toetse doen en hom uitsorteer, wil ek vra wat die probleem ook al is, dat U hom sal help. Ons sê vir U baie dankie, Vader. Here, my God, gister toe ek met hom gepraat het oor die foon, het hy is altyd opgewonde oor U, hy is altyd opgewonde oor die saak van U, en oor U te praat, Vader, en ja, as hy so praat, dit klink nie asof hy siek is nie, maar Here, ek wil vra dat U hom asseblief ook genees. Ander wat ook siek is, wat ook oulik is, wat ook genesing nodig het, wil ons bid, Vader, dat U hulle ook sal genees in Jesus se naam. Ek dank U voor, terwyl die Pieters woning ook vandag hiernatoe gaan kom, en vanaand hier kom slaap,
Vader, wil ek vra dat U ook by ons sal wees, ons tyd sal seën met mekaar, dat ons mekaar kan geniet en bou en stig en Vader net kan lief hê. Ek dank U vir Vader in Jesus naam. Amen. Was hy, wat 'n heerlikheid om vanoggend so lekker saam te kan kuier. Kan nie glo dis 'n week terug nie. Ja, 'n week gelede was ons in Elsburg gewees. Ag, dankie my engeltjie. Ek het die heatertjie bietjie aangehaat om die lug so bietjie warm te kry, te vergeet ek hom aan. Ek wil net kyk wat se kommentaar is hier. Wat het julle vir ons al gesê? Net goeiemôre, baie welkom. Daar sê, ek sien almal se gesiggies. Julle is lekker vroeg uit die vere so op 'n Saterdagoggend. Nou ja, as jy kinders het, is daar nie laat slaap nie. Nie vir 7 dae week kan jy nie laat slaap nie. Maar nietemin, wat 'n heerlikheid. En ons gaan vanoggend sommer so wegval en begin met ons gunstelinge. Nou ek wil my gunsteling, en my vrou het gesê, sy dink dit is ook haar gunsteling op hierdie stadium. Wil ek vir ons speel, ek moet nou net gaan hierso by my file uitkom, daar sê ek soek my goeders volgende hierso. En dit is, wag eers, doen goed aan die opregtes. Nou, ek het al 3 liedere geskryf oor Psalm 119, vanaf vers 1 tot 8, want jy sal sien Psalm 119 so in 8 dele, 8 verse opgedeel van 22 dele. Nou elke woord wat jy voor daai 8 verse sien, die eerste een is Alef, Bet, Gimel, Dalet ensovoorts, nou gaan hy so aan. Dit is die letters van die Hebreëse alfabet. Goed, soos wat ons die A, B, C, D, E, F het hulle 22 letters in hulle alfabet. Nou die hele Psalm 119 is die volledige 22 letters van die Hebreëse alfabet. So elke gedeelte val daaronder, en dit gaan oor die woord van die Here. Michelle is op pad werk toe, lekker werk Michelle. Ek hoop jy kan ons nog luister terwyl jy op pad is. Ek weet die syne partykeer langs die pad kan uitsny, maar geniet dit, en ons dink aan jou ook. Kan jy glo, ag my moeder, ou my, ja, Seggie, wat, sy kan nie wag nie. O, meis, kan nie wag vir Seggie nie. Lyk ek met Seggie 2 keer doen die oggend. Vroeg die oggend en dan ook weer later vir die kinders wat later wakker word. Maar nietemin, so wat dit vir my sê, dit, soos in Engels sê, it covers the whole alphabet. So dit behels die hele Hebreëse alfabet. So dit sê vir ons, Psalm 119 is die volledige woord van God. Dit cover dit volledig. En ook as jy mooi daardeur lees, is dit profetiese woord oor die Here Jesus. Dit onthul wie die woord is, wat die woord is, hoekom die woord daar is. Daar's geweldig interessante dinge opgeteken. Nou, die gedeelte wat ek vir julle wil speel, is die 3de gedeelte, Gimel, ek hoop ek spreek het reg uit, hulle het mos ook so brei, so Gimel, so type klank wat hulle het uitspreek, maar nietemin, of Gemel, seker maar, Gemel, want EL baie keer in Hebreëus staan vir God, L staan vir God. En daar's 'n spesifieke gedeelte wat vir my uitstaan, wat ek so derentyd met jy gaan deurgesels terwyl ons die favorite so luister. Maar kom ek speel heel eerste my gunsteling lied en my vrou se gunsteling lied, doen goed aan die opregtes. Die tent word afgebreek oor klewe. Ek wil u woord bewaar. U het aan my goed gedoen. Ek het u woord bewaar. 'n Vreemdeling is ek op aarde. U gebooie is nie verborge. My siel vergaan van verlange na u woord altyd deur. Doen goed aan die knegt, sodat ek kan lewe. Ek wil u woord bewaar. U het aan my goed gedoen. Ek het u woord bewaar. Al het almal teen my gedraai, afgewyk van u woord,
woord bewaar. Ek verlustig my in uw woorde, dit lei my. Doen goed aan die knegt, sodat ek kan lewe. Ek wil uw woord bewaar. U het aan my goed gedoen, ek het uw woord bewaar. 'n vreemdeling is ek op aarde, uw gebooie is nie verborge. My siel vergaan van verlange, na uw woord altyd duur. Doen goed aan die knegt, sodat ek kan lewe. Ek wil uw woord bewaar. U het aan my goed gedoen, ek het uw woord bewaar. Al het almal teen my gedraai, afgewyk van uw woord. Magtig is my gesmaak verag, het ek uw woord bewaar. Doen goed aan die knegt, sodat ek kan lewe. Ek wil uw woord bewaar. U het aan my goed gedoen, ek het uw woord bewaar. Nou, sê, wat 'n mooi lied, herinnering so uit die skrif uit. Maar wat my getref het, en ek wil dalk hierdie gedeelte vir julle lees. Doen goed aan die knegt, sodat ek kan lewe. Dan wil ek u woord bewaar. Nou, die knegt waarvan hy na verwys, is hoofsaaklik die Here Jesus Christus, want later lees ons in die woord oor die knegt en die knegt van Dawid ensovoorts, met partyplekke sy hoofletters gespel ensovoorts. Maar natuurlik, ons leer ook so mooi uit die meis, hop en jump en sê vir haar, dis ernstige sake, meis. Ag, meis is net opgewonde. Maar nietemin so, partykeer word dit met 'n hoofletter geskryf, ander keer nie, jy moet maar die konteks van die skrif lees om te verstaan van wat se knegt hy praat, want veral in Jesaja praat hy baie daarvan, die knegt, die takkie van Isaai ensovoorts. Dit gaan alles oor die Here Jesus Christus. Maar ons leer ook dat ons moet uit die voorbeeld leer van die Here Jesus Christus. So wanneer ons deur hierdie woord lees, in Psalm 119 wat gaan oor die woord van God, dis suiwer oor die woord van God. So dit gaan oor die Here Jesus en dit gaan oor die volheid van die woord. Dit dek alle fasette en aspekte van die woord, maar een punt wat uitstaan in al die gedeeltes, en ek dink eintlik oor hoofs uitstaan, is om die woord in jou hart te bære, soos wat hy in vers 11 sê. Dis om die woord te bewaar. As hy sê die woord bewaar, jy bære dit in jou hart om dit tot uitvoer te bring. Dis wat dit beteken. Ons vind daardie ook in die Nuwe Testament opgeteken, dat die Here Jesus praat daarvan wie my woord bewaar. Met ander woorde, wie dit aanneem, sy hart daarvoor oopmaak, dat dit kan groei. En hoe kan die woord groei? Slegs deur die uitleef van dit wat jy hoor en verstaan vanuit die woord van die Here. Is dit nie mooi om dit so in te sien nie? Want dan iets kan net groei as jy daaraan aandag skenk. En dit is wat die woord ons leer. Dit wat jy voed, dit groei. So, hoe voed jy iets? Deur meer skrifte te lees daarvan? Ja, dit kan help, maar dit help veel, ek ken al die skrifte van 'n spesifieke saak, en ek bring nie dit tot 'n drastiese uitvoering. Dan nie, daar's 'n saak van selfbeheersing, daar's 'n saak van wat die woord van die Here sê, jy moet die lede op die aarde doodmaak, jy moet optree, jy moet begin proaktief optree, want God gee sy woord. En as ons optree volgens sy woord, is sy woord daar vir ons as ondersteuning, om ons wel op die pad te hou waarop ons moet wandel. So ek hoop jy kan dit wel so verstaan, want die ding is partykeer verwag ons net, dat dinge uit die niet moet gebeur. As jy 'n persoon is wat 'n sekere karaktertrek het, wat teenstrydig is met die woord, en
wat 'n struikeling is vir ander medebroers en susters, dan moet jy proaktief 'n bewuslike besluit neem en sê, Here, ek verstaan u woord sê so en so, en jy gaan bewuslik die dag in. En al word jy op 'n stadium nog net kwaad in jou gemoed, of wat die geval, of jy raak, wat die emosie ook al mag wees, wat die karakter ook is, en jy tree teenstrydig met dit op. Jy gee nie voor nie, jy is nie skynheilig nie, want die woord van die Here leer vir ons, maak dood die lede wat op die aarde, sodat jy in 'n nuwe gewoonte kan kom. Nou, soos wat jy die nuwe gewoonte beoefen, forceer, begin die ou ding te sterf, sodat die nuwe ding kan groei in jou lewe. Sonder 'n bewustelike optrede van ons kant af, is dit onmoontlik dat ons ooit die goeie in ons kan voed. Kom ons sê, die situasie kwaad word is maar gewoonlik die mooiste voorbeeld. Jy kom in die situasie en jy wil nou kwaad word, en dit kom by jou op, jy moenie kwaad word nie. En jy tree teenstrydig met daai kwaad word op, dan voed jy die goeie. En soos wat jy die goeie voed, en natuurlik as jy in jou binneste totaal omgekrap is, en gaan sê vir die Vader, ek het nog steeds in my gemoed kwaad geword, ek het nog steeds in my gemoed voel, ek wil hier ou in die keel gryp, dan sorteer jy dit uit, en so werk jy saam, want die woord ondersteun jou om vriendelik en bedagsaam te wees. Is dit nie mooi nie, nee? Om vriendelik en bedagsaam te wees, so gee die woord vir die ondersteuning. Hy gee jou die reg om anders te op te tree, as die geaardheid waarin jy groot geword het. Nou ja, kom ons kyk na 'n volgende lied, voordat ek verder oor hierdie gedeelte praat. Ek wil nie te veel praat nie, want dit is Musiek Uur Plus. Saam met Stan, en kom ons kyk. Esdra die profeet, nou ja, Esdra die profeet het in die Ou Testament gelewe, en die ywer van God in hom het gemaak dat hy fisies opgetree het, maar hy het 'n hart gehad om te verstaan iets van God. Ons kan nie in ons ou weë wandel. Nou, Israel was in ballingskap gewees, en weens hulle goddeloosheid het God hulle in ballingskap gestuur, na 70 jaar het hulle teruggekom, en op 'n stadium na hulle terugkeer en toe die tempel herbou was, ensovoorts, toe het Esdra ook na Jerusalem toe gegaan. Toe sien hy hierdie afvalligheid. Dis juis as gevolg van die afvalligheid dat God hulle in ballingskap gestuur het, dat hulle moes gaan leer het om hom te dien. En hy sien hierdie, en hy het frustrasie, begin hy sy hare uit te ruk en sy baard uit te ruk. Maar ons kan dit nie meer fisies doen nie, omdat daai was 'n Ou Testamentiese saak. Die woord praat, nou moet jou hart skeer, jy moet jou hart oopmaak. So, maar sy hart was daar, die demonstrasie van, kan julle nie verstaan om God te bly dien nie. Nou ja, Esdra is nou op die stadium 'n gunsteling lied van Karen Marlies daar in Hopefield, so ons gaan hulle lied, na hulle lied, gunsteling lied luister. Esdra profeet voor die volk van God, toe ek die woord hoor, my kleed en mantel geskeur, die hare van my hoof en baard uitgeruk, verstom bly sit, oortreding was te veel. My God, ek skaam my, ek bloos om met u te praat, ons onreg vermeerder bo ons hoof, ons skuld groot tot aan die hemel. Met die aandoffer het ek opgestaan uit my rou, my hande uitgebrei tot die Here my God. U is regverdig, laat u oorluister, u oë oop wees, Here God van Israel. U is regverdig, ons hoop is in u. My ootmoed is groot,
geduld het groot geword tot aan die hemel. So, ek sien hierdie lied, julle love hom, ek sien omtrent almal love hom, dit is regtig 'n baie mooi lied. Soos ek vir gesê het, toe Karim geskryf het, was met die randomste gedagtes. Hy wil oor Esra die profeet skryf, dink ek, seriously, ek skryf maar. En dit het so mooi uitgekom en die herinnering daaraan om by die Here te bly, want as ons ook dink aan ons eie lewe, net so terloops, terwyl ek nou 'n bietjie verder gaan praat, was ons musiek hier, ons gesels mos so lekker deur. Dink ek aan ons eie geestelike lewe ook. Ek meen, ons is in hierdie wêreld, vasgevang in hierdie wêreld. Ons het geen hoop gehad nie, daar was geen hoop vir ons vir die ewige lewe nie. Ons lewe was in 'n toestand, baie van ons emosioneel, dalk nie finansiëel nie, partykeer in al twee kante, maak nou nie saak nie. En dan gaan ons terug na daai dinge toe, wat ons siel in gevangenis gehou het. En dis wat hier met Israel gebeur het. Die Here, hulle leer 'n les. Die Here stuur hulle uit hulle land uit. Dit was bloedvergieting en dit was 'n verskriklike tyd, want hulle het so in 3 fases in ballingskap gegaan. En dit was 'n geweldige tyd, lewensverliese en al hierdie tipe van goed, ontvreemd in 'n vreemde land, 'n nuwe lewe moes gaan maak ensovoorts. En natuurlik, ons weet as jy die minderheid in 'n vreemde land is, veral daai tyd, jy is maar altyd uitgeskuif en daar's maar altyd, soos hulle sê, jy word op gepik, né? En ons sien dit ook met Ester ook, hoe Mordegai die volk wat doodgemaak het ensovoorts. So ons kan sien, daar was maar striwelinge, die feit dat die Jode onder die koninkryk van Babylon versprei was ensovoorts. En nou het hulle deur hierdie saak gegaan. Nou laat die Here dat hulle terugkeer na hulle land toe, om hom te kan dien, om in vrede in hom te kan leef, in rustigheid, ensovoorts. En toe kies hulle weer om besig te raak met die sonde, die ongeregtigheid, hulle het vermeng met die mense wat in die land intussen daarso begin bly het, ensovoorts. So, ons sien 'n saak in ons lewe ook, daai vermenging, wat ons so maklik, vir 'n tyd lank is dit asof ons ou lewe los. En dan gaan ons weer terug na daai vermenging toe. En daar's 'n rede baie keer hoekom ons sê, dit is vir ons moeilik, en dit is sis, en dit is so. En dit is waaroor hierdie gedeelte gaan, in Psalm 119, vanaf vers 17 tot 24. Is daar hierdie saak wat vir my uitgestaan het. Nou ja, voordat ons daarby gaan uitkom, gaan ons na Waldo se gunsteling luister, en dit is geneesheer. Waldo, hier uit lange baan uit, dit is my skoonseun, sy gunsteling op die stadium is geneesheer. Kom ons luister saam met hom. Mattheus volg my. Hy eet saam met sondaars, tollenaars. Die siekes, die gebroke harte, het 'n geneeser nodig. Leer om vriendelik te wees, barmhartigheid te hê. Dit is oorwinnend oor oordeel. Hy het gekom om te genees, nie te veroordeel nie. Hy het gekom om te red, nie lewe te vernietig nie. Nooi die gebroke, die siekes, na die geneeser van die siel. Hy het gekom om sondaars te roep tot bekering. Hy het gekom om te genees,
vernietig nie. Hy het gekom om te genees, nie te veroordeel nie. Hy het gekom om te red, nie lewe te vernietig nie. Hy het gekom om te genees, nie te veroordeel nie. Hy het gekom om te red, nie lewe te vernietig nie. So, dis seker die kern van die evangelie. Waarom Jesus gekom het, want ons siel was siek. Selfs as jy kyk in die Ou Testament, met hierdie saak van Esra die profeet ook, God het nog steeds genade bewys. Nadat die volk hulle bekeer het en dinge was uitgesorteer, en dan het hulle moes drasties optree. Hulle moes al die vreemdelinge en gemengdheid en al die dinge moes hulle verwyder het. So dit is nie net, hulle het bely en hulle het aangegaan op hulle ou wy nie. Hulle moes drasties opgetree het vir God om hulle weer te kon uitsorteer. Ek sien die ringtones en Ancient sê die Engelse een is haar ringtone op die foon en ek weet my skoonseun ook kyk, hy is nie bang vir die evangelie nie. Hy sê daai ringtone kliphard. Sy tussen mense en daai liedjie moet eers bietjie speel voordat hy foon antwoord dat hulle kan hoor wat is die evangelie. Ek moet net gou so 'n bietjie weer kommentare lees voor ek aangaan. Ja, ek het nou daar so gelees, Ancient sê, ja, is haar ringtone, en die ander sê, amazing, show. Dit is, ek sien is weer ook allemaal so show. Baie dankie, Waldo sê net. Laat hom ook sê, sissie, de boere althans, siek siel is die ergste siekte ooit. Gelukkig is dit nie tot die dood as jy by die geneesheer uitkom nie. Amen, dit is tot die lewe, dit is tot die lewe. Dit is die kern van die evangelie. Dis hoekom Jesus gekom het, is om ons siel te kom genees. Nou ja, kom ons lees aan. Nou, ons is nog hier by Psalm 119, ek het net vers 17 gelees. Open my oë dat ek kan sien die wonders uit u wet. Die wonders uit u woord. Halleluja. Daar is soveel wonders uit die woord van die Here. Omdat die wet is God se woord. Alle opdragte wat hy gee. Nou soos in die Nuwe Testamentiese wet. Dit bly 'n wet, dit bly 'n gebod. Hoe jy dit ook al wil verwoord. Ons kan dit nie versag omdat dit nou Nuwe Testament is, want die Here, daar is 'n profetiese woord in Jeremia, wat vir ons leer, hy praat van die ou verbond. Die ou verbond gaan verdwyn, en dan gaan God 'n nuwe verbond gee. Kom ons kyk gou daar so na in Jeremia 31, kom ons loer gou na die skrifgedeelte daar. Jeremia 31, kom ons lees gou so 'n paar verse, Jeremia 31, vanaf vers 31 tot 33, Jeremia 31 vers 3, Jeremia 31 vers 31 tot 33, en die vervulling daarvan kan ons lees in Hebreërs 8. Kyk, daar spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. 'n Verbond is 'n wet, is 'n gebod, dis 'n testament. Okay, dit is wat daai een woordjie beteken. Goed, so die Nuwe Testament is 'n nuwe verbond, die nuwe gebod, die nuwe wet van die Gees. Nou moet ons in die Nuwe Testament lees, hoe om nou God te dien en om hom te behaag. Nie soos die ou verbond, hy sê nie soos die Ou Testamentiese verbond nie. En wat 'n vermenging is daar tussen ou en nuwe verbond in ons Christelike wêreld. Wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle by die hand gegryp het om hulle uit Egipte uit te lei. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. So hulle het die gebod van God verbreek. God het niks verbreek nie, God het alles nagekom wat hy gesê het, tot by Jesus Christus, wat hy gesê het, ek gaan julle kom genees, en Jesus het die fisiese genesings gedoen om iets aan ons te demonstreer, dat God sy beloftes aan die vleeslike Jode wel volbring het tydens Jesus op aarde,
en ook natuurlik die genesing wat daaruit voortuit gespruit het vir die res van die wêreld. Maar dit is wat die woord ons leer, hy was eerste gestuur vir hulle en nou vir ons ook. So almal kan nou genesing kry in die hele wêreld, daar's nie meer klassifikasie nie. Goed. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my volk wees. Nou dit kan ons ook lees in 2 Korintiërs 3 ensovoorts. Daar's baie vervulling wat ons kan lees uit hierdie gedeelte. Ek gaan nie op al hy skrifte ingaan nie, maar net om vir u te sê, ons lewe in 'n nuwe wet, in 'n nuwe gebod. Goed, kom ons lees aan in vers 19. Ek is 'n vreemdeling op die aarde, verberg u gebooie nie vir my nie. Nou, hierdie gaan oor die Here Jesus, en Jesus was 'n vreemdeling op die aarde. Nou lees ons in die Nuwe Testament, ek en jy is ook 'n vreemdeling op hierdie aarde. Die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het jy jou reg en seggenskap op hierdie aarde verloon, verbreek, opgesê. It is done. So as jy deel was van die wêreldse stelsel en politieke en al hierdie dinge, dit is klaar, die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, het jy jouself afgesny van hierdie dinge af. Toe verklaar jy, ek is 'n vreemdeling en 'n bywoner, soos die Here Jesus Christus, wat 'n vreemdeling en 'n bywoner was. Nou as jy 'n vreemdeling en 'n bywoner was, of is, het jy geen stemreg nie, jy het geen reg en invloed nêrens nie, dis wat ons in 1 Korintiërs 1 lees. Ons is nie die invloedrykes nie, ons is nie die magtiges nie. Jy is afhanklik van God vir alles. Kom ons lees net gekommentare, ek is agter met my ringtone gaan verder dink, born again. Born again gaan sy opsit. Dis amazing dat die ringtone ook so, die fone verkondig die evangelie van die Here Jesus Christus. Dis amazing om daaraan te dink. En as jy nie skaam is vir die evangelie nie, is God nie skaam vir jou nie. Baie kere sit ons nog met Sam Ripara ringtone van 'n wêreldse liedjie wat gunsteling was. Jy's 'n kind van die Here, jy's nie meer deel van die wêreld nie. Jy het jou reg opgesê op hierdie wêreld. Dit wat jy was, is nie meer so nie. Ons lees selfs op Petrus sê, omdat julle nie meer deel het in die uitgietinge van hierdie lewe en die losbandigheid nie, vind hulle julle vreemd. Jy's 'n vreemdeling, selfs die wêreld dink jy's vreemd, maar wat doen ons? Ons hou nog so 'n bietjie dinge. My favorite song toe ek nou 16, 17 gekuis, getroud en gewat ook al was. Daai lewe is verby, jy het dit opgesê. Ons moet verstaan, toe jy tot bekeering gekom het, het jou vorige lewe gewoontes, denke, maniere, hoe jy besigheid gedoen het, werk gedoen het, huis skoon gemaak het, kinders groot gemaak het, opgesê. Ons moet nou begin wandel in hierdie nuwe lewe. Goed. En ek dink op hierdie punt gaan ek eers weer vir ons 'n gunsteling liedjie speel. En kom ons speel sommer terwyl ons hier in Langebaan is. Deborah se gunsteling liedjie 70x7, maar is ook Kitty se gunsteling liedjie. Nou ek wil nou net vir ietsie interessant lees. Kitty het sommer so 'n kort WhatsApp saamgestuur oor hoekom dit haar gunsteling liedjie is en ek lees gou hierdie WhatsApp vir julle. So jy mag dit ook dan volgende keer. Jy kan motiveer hoekom hierdie keer dit jou gunsteling liedjie is. So wat staan dit uit in die liedjie? Dan kan ek ons saam met jou liedjie ook lees. Goeiedag liewe SNK. Dis nou Kitty se Stanley en Karen, sy noem ons nou al vir jare so. En dis waar ons nou in R&R gekom het daarso by Roland en Ria, né? My keuse van musiekmore is 70x7. Dis so kosbaar want dis nodig om vergifnis te kry, om gered te word. Dit het nogal baie fasette want deur te vergewe maak jy vrede. Red vriendskappe, verander mense se uitkyk op hulle gewoontes. Dit is 'n feit daai Kitty, en ons verstaan dit nie, en tog as jy dit beleef, ek sien jy beleef dit, tog 'n mens beleef, en dink jy ek wil net vergewe en vergewe en vergewe, want dit verander ander mense se gesindheid en alles teenoor jou ook. Selfs toe gisterand met Etienne gepraat het, hy sê vir my, hy noem my meneer Stanley, ek weet nie hoekom nie, maar hy noem my meneer Stanley, hy sê vir my meneer Stanley, as jy jou gesindheid reghou, maak die Here vir jou deure oop. Dit was nou ook in sy saak met sy siekte wat hy het nodig gehad om sekere dokter ensovoorts, en daar die Here vir hom 'n deur oopgemaak om vinnig en uitgesorteer te kan word.
Dis amper soos liefde, dit is nou wat Kitty sê. Sonder dit kan ons nie lewe nie, dis waar. Prys die Here, dit is Kitty se boodskap, hoekom dit haar gunsteling liedjie is op die stadium. Nou kom ons speel 70x7, Deborah en Kitty se gunsteling lied. Hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe tot 7 maal toe. Hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe tot 7 maal toe. Jesus antwoord hom nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7, nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7. Dit wat jy op die aarde bind, sal gebonde wees. Dit wat jy ontbind, sal ontbonde wees. Vergewe moenie hou, uit gevangenis sal jy kom, spreek vry. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7. Hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe. Jesus antwoord hom, nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7. Dit wat jy op die aarde bind, sal gebonde wees. Dit wat jy ontbind, sal ontbonde wees. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7. Prys die Here, en as die Here dit vir Petrus gesê het, God vergewe nog baie meer as dit. Is dit nie amazing nie? Wow, wow, wow. Ons dien 'n God wat groot van goedertierenheid, barmhartigheid is, en een wat berou het oor die onheil wat hy gespreek het. En ons kan dit gebruik, en al voel jy op die stadium jy misbruik dit, doen daarom iets, gaan na die Here toe. Dawid het een ding geleer, of ek nou die moeilikheid veroorsaak het, of die moeilikheid randomly na my toe gekom het, hy het altyd na die Here toe gegaan. En beoefen jouself. En God sal jou vergewe. En daai hele bind en onbind saak in die skrif, ons het hierdie week het neergelees in die skrif, en dis kom my vrou die lied geskryf het, want het was wel in Matteus 18 vir ons opgeteken, die hele saak van bind en onbind. Dis in die konteks van vergifnis, vryspraak. So as jy nog nie in gister se Bybellees gekyk het en geluister het nie, doen gerus vir jouself 'n guns. Sy dit verskriklik mooi gaan. Dis gister se, né? Ja. Donderdag se. Maar nietemin, luister gister en donderdag se. Dit laasweek. Dis is al so ver. Wel, liewe land, maar dit was Matteus 18 se Bybellees, so jy kan gerus daar deurgaan. So ja, nou op hierdie punt is ons nou al by die kleinspan, die jong mense, die kinders se gedeelte met gesiggie. So ons gaan nou oorskakel na gesiggie toe, en vandag gaan ons weer na die 10 pla kyk, ons gaan na die liedjie luister, die storie luister, en daarna gaan ons so 'n liedjie of 2 luister. So geniet gesiggie saam met ons. Ek wil dit net weer eens noem, as die kommentare bietjie in die pad is, veral met gesiggie. Want gesiggie so intriguing, jy wil hom kyk, né? Daar links onder is so 'n pyltjie wat so afwys. Klik hom, dan gaan jou kommentare weg, dit verdwyn nie. So as jy gesiggie klaar, of as jy kommentare wil sien, dan klik jy net weer op die pyltjie, dan sien jy weer al die kommentare, die lewendige kommentare. So as die kommentare in die pad is met gesiggie, klik daar links onder so 'n pyltjie, dit lyk so 'n afpyltjie, klik hom, dan gaan die kommentare weg, ek kan dit mooi op die beeld sien, vir die kindertjie, die klein span ook. Nou kom ons kyk na gesiggie. Mooikies, dit is storytyd saam met gesiggie. Saam met my, God het vir koning gesê, laat my mense vry. Maar die koning wou nie luister nie, toe kom die pla, 1, 2, 3. 10 pla, God se kraal.
gespring. Muskiete en vliee oral, wat 'n snaakse ding. 10 pla, God se krag was groot. 10 pla, luister na sy woord. Diere was siek, seere op almal, haal het hart geval. O, wat 'n storm en eina pyn. Springkaan het geknibbel, donker was dit, toe die 10de plaag verby was. Kon die volk trek. 10 pla, God se krag was groot. 10 pla, luister na sy woord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. God het sy volk bevry. 10 pla, God se krag was groot. 10 pla, luister na sy woord. Maakies, kom kuier saam met Gesiggie. Hallo my mooiste maatjies. Dit is weer so lekker om saam met julle te kuier. En ons gaan vandag 'n verhaal in die Bybel leer van die 10 plaag. En ons lees dit in Eksodus in die Bybel. Nou maatjies, kom ons tel met ons vingertjies tot by 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja maatjies, daar was 10 plaag gewees. Nou het julle al gewonder, wat is plaag? Ja maatjies, dit is groot moeilikheid. Nou maatjies, as ons in die Bybel lees van die 10 plaag, dan sien ons, daar was 'n baie slegte koning. En sy naam was Farao. Hy het God se volk baie hard laat werk. Hy was baie kwaai en baie lelik met hulle. Sommer 'n lelike koning. Nou God het gesien hoe hard sy kinders moet werk en hoe lelik die koning met hulle was. God het gehoor hoe hulle huil en na hom roep om hulle te help. God stuur toe vir Moses en Aaron om hulle te gaan help. Moses het mooi vir Farao gevra om die volk te laat trek. Maar hy wou nie luister nie. Hy het hulle net nog harder laat werk en nog baie meer kwaai behandel. God stuur toe 10 plaag om Farao te laat luister. Dit was baie moeilikheid wat God vir hom gestuur het. Want God is baie groter as die koning en die moeilikheid wat God vir hom gestuur het, kon hy niks aan doen nie. Sy hart het nooit al hoe meer lelik geword. Nou kom ons gaan kyk wat se moeilikheid het God vir hom gestuur. Die eerste plaag maatjies, het God die water in bloed laat verander. So al die water was rooi geweest. Hulle kon dit nie drink nie. Maatjies, dink net daaraan as mens nie die water kan drink nie. Die tweede plaag wat God vir hulle gestuur het, was die paddas. Die paddas het gehop en gespring oral in. Kan julle dink hoe dit moet voel met so baie paddas om 'n mens? Maatjies, die derde plaag wat God gestuur het, was muskiete. Sjoe, maatjies, hulle byt nie net seer nie, hulle pla mens vreeslik as jy wil slaap en net juk as hulle jou byt.
Dit moes baie erg gewees het dat daar so baie muskiete was. Toe stuur die Here steekvliee. Dit was die 4de plaag gewees. Nou maatjies, as steekvliee 'n mens byt, dan brand dit vreeslik. Joh, dis baie seer. Maar Farao wou nog nie luister nie. Toe stuur God 'n siekte onder die diere en wat die diere laat doodgaan. So baie diertjies het dood gegaan. Toe stuur God swere. Dit was die 6de plaag gewees. En dit was op al die mense se lyfies en ook op die diere. Dit was net baie seer maatjies. Maar Farao wou nog nie luister nie. Toe stuur God haal. Maatjies, dit was baie groot haal. Dit het alles stikkend geslaan. Dit is baie erg. Die 8ste plaag was sprinkane. Sprinkane spring oral rond en oral in. Maatjies, dit moet verskriklik wees om so baie sprinkane om 'n mens te hê. En hulle eet alles op. Die plantjies, die vruggies, die bome, die grasies. Daar bly niks oor nie. Maar Farao wou nog nie luister nie. Die 9de plaag was donkerte. God het donkerte gestuur vir 3 dae, dat hulle nie hulle handjies voor hulle oogies kon sien nie. Nou maatjies, ons is baie keer so bang vir 'n bietjie donker. Nou dink net as dit vir 3 dae moet donker wees, sonder lig of sonskyn of enige iets. Maatjies. Maar die 10de plaag was die ergste. Sjoe, maatjies, Farao en al die lelike mense, sy oudste kinders, het doodgegaan en ook die diere. Maatjies, hulle het vreeslik gehuil. Hulle was baie hartseer oor hulle kinders wat doodgegaan het. Toe eers, maatjies, het die slegte koning Farao God se kinders laat trek, sodat hulle die Here kon dien wat so groot is. En so het God sy kinders gehelp. Maatjies, dit was nou so lekker om die verhaal uit die Bybel uit te leer. Kom, ons sing ook 'n liedjie daaroor. Sing lekker saam met my. Saam met my, God het vir koning gesê, laat my mense vry. Maar die koning wou nie luister nie. Toe kom die plaag. 1, 2, 3. Paddas het gespring, muskiete en vliee oral, wat 'n snaakse ding. 10 pla, God se krag was groot. 10 pla, luister na sy woord. Diere was siek, seere op almal, haal het hart geval. O, wat 'n storm en eina pyn. Sprinkane het geknibbel, donker was dit, toe die 10de plaag verby was. Kon die volk trek. 10 pla, God se krag was groot. 10 pla, luister na sy woord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. God het sy volk bevry. 10
wees nie, want ek is met jou. Moenie bang wees nie, want ek bly by jou. Moenie bang wees nie, want ek ken jou naam. Ek gaan oral met jou saam. Moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie bang wees nie, want ek bly by jou. Moenie bang wees nie, want ek ken jou naam. Ek gaan oral met jou saam. Ja, ons het nou die tyd saam met die maatjies geniet. Dit was net so 'n lekkerte en 'n heerlikheid om weer die verhaal van die 10 plate kon leer op so 'n kinderlike, oulike manier. En ek sê vir jou, ek smile al die pad. Ek glo u doen ook daarso aan u kant as volwassene, as groot mens ook. Dis 'n lekkerte, daar's 'n paar plekke wat ek sommer net geniet. Daar waar die parra so hop en alles, dit is net oulik. En ja, maatjies, ons hoef nie bang te wees. As jy die Here dien, hoef jy nie bang te wees vir al daai goeie hy storie wat ons nou geluister het nie. As jy die Here dien, as jy jou hart vir die Here gee, dan hoef jy nie bang te wees vir enigiets en die Here is met jou. Nou ja, ek het gewag tot oom Daan dalk bietjie vroeg, want hulle sê hulle gaan weg vir die naweek saam met die kinders. So oom Daan in Vanderbijlpark, hy verjaar, en ons gaan volgende van bid. Ek dink hy is nou al wakker en aan die gang. Ek weet nie of hulle besig is om te pak of wat die geval is nie, maar nietemin, ons gaan vandag vir hom Daan bid. Daan van 'n Bylpark, dit is sy verjaarsdag. Ons het gister vir hom gebid, maar ons gaan vandag weer vir hom bid. Wat dink julle? It's amazing. Kom ons bid weer vir hom. Hemelse Vader, ons sê vir die baie dankie vir die groot liefde, genade, barmhartigheid en heerlikheid, Vader. Dankie dat ons weer eens die voorreg het om net met u te kan praat, Vader, net met u te kan deel. En ons wil vandag spesiaal dink aan hom Dani. Vader, hy verjaar vandag, hy is nie meer jonk nie, hulle gaan weg vir die naweek saam met die kinders, Vader. En ons wil vra dat u hom en Martie in goeie gesondheid sal bewaar en dat hulle ook die tyd so 'n bietjie weg van die huis net, hulle liggame ook kan rus, Vader, en dat hulle ook 'n aanwins en 'n lig sal wees en 'n Here sout sal wees vir hulle kinders en vir die wat rondom hulle is, waar hulle ook al heen gaan, dat u ook daar sal wees en dat u naam ook verheerlik kan word. Ons wil vir u baie dankie sê, Vader, dra hulle deur, voorsien vir hulle in gesondheid, Vader, en wat hulle ook al mag nodig hê. En ons eer u voor. Ek wil bid, Vader, vir al ons kinders, al ons maatjies, Here, daar is soveel dinge wat hulle elke dag mee te maak het, by die skole, tussen die maatjies, Vader, ons wil vir hulle bid, en vra, Vader, dat u hulle siel sal bewaar, dat hulle, Vader, altyd aan u sal dink, dat die woord wat hulle luister en hoor so inslag sal vind, dat hulle lewe kan verander, dat hulle die ander maatjies kan sien, hulle ken die Here, dat die ander maatjies ook kan begin dink om hulle lewe ook met die Here reg te maak. Hulle, daai maatjies wat nie 'n ouer huis het wat die Here nie dien nie, Vader, dat hulle dit in hulle maatjies by die skool kan sien, dat hulle kan weet, Vader, as 'n God in die hemel wat altyd bereid is om te help, uit te sorteer, en Vader, die pad saam met ons te stap. En ons dankie voor in Jesus naam. Amen. Joh, hier is soveel kommentare. Ek gaan nie almal kan lees een vir een nie, terwyl ons nou so deur was. En ek sien al die kommentare, ek sien maar net hierso, en sy wil sommer gesiggie druk en soen, ja, sy kan dit vandag kom doen. En gesiggie is in real life net so oulik, hoor. So, daar's nie foute met haar nie. Geluk met die verjaarsdag, sien ek maar net almal sê geluk en so aan, so, ja, ons gaan voort met ons program volgende. Ek is ook by Psalm 119, voordat ons volgende gunsteling gaan speel. Voordat ons volgende gunsteling gaan speel, en dit is nou Psalm 119 vers 20. Waarom hierdie lied doen goed aan die opregtes vir my en my vrou 'n gunsteling is, want dit is Psalm 119 vanaf vers 17 tot 24 gaan hierdie lied oor. My siel vergaan van verlange na u verordeninge altyd deur. En toe ek dit lees, so dink ek, Here, hoe verlang ons so na die woord? Voel dit of jou siel vergaan van 'n verlange? Dit is hierdie diepe verlange wat jy nie het. Dit voel letterlik of jy binne vergaan van haar, dit verteer jou daai verlange. Het jy al so na iets of iemand verlang? Dit is hoe ons na die woord moet verlang. En ons weet, die Here Jesus het werklik waar so na die woord verlang. Hy sê vers 22, wend al smaad en veragting van my af, want u getuienisse het ek bewaar.
Al sit vorste en beraadslag teen my, u knegg oordink die insettinge. Ja, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne. Dis nou juist hier die laaste 3 verse, en ek wil hê ons moet iets oordink. Hoeveel keer ter wille van verwerping in familie, verwerping in werkskollegas, dalk vriende in jou gemeenskap, beleef 'n mens, en uit vrees vir daai verwerping, hou ons nie vas aan die getuienisse van die woord nie. Ons hou nie vas aan die evangelie nie. Nou, ons weet hoe die Here Jesus op aarde was, en dis wat hy praat van die magtiges, die forse het beraadslag teen hom. Die hele wêreld was teen Jesus Christus gewees. En hy het aan die woord vasgehou. En dit is maklik om die deur te lees en op te kyk na die Here Jesus, en dit is wonderlik, en 'n mens moet so doen. Maar kom ons kyk bietjie na ons eie lewe. Hoe maklik vir die geringste wat ons verwerping beleef, of dink ons gaan verwerping beleef, verwerp ons eerder die woord van waarheid, om in guns te wees by mense, om nie die veragting en die verwerping deur te gaan nie. En dit het my getref om te dink, Here, terwille van werk, terwille van geld, terwille van aansien in die familie, terwille van guns by mense rondom, om nie die veragting te beleef nie, sal ons eerder retireer en terugtrek, om nie die woord uit te leef en uit te basyn, soos wat ons het moet doen nie. En dit het my diep getref. Toe ek hier deurgaan, toe dink ek, Here, dit is die groot saak. Ons dwaal van die gebooie af weens die lieksheid en die genot van die wêreld. Nou gaan ons verder. Hy sê, u dreig, winkelsmaat en veragting van my af, want u getuienisse het ek bewaar. Hy praat vers 21, u dreig die vermeteles as gevloektes, wat van u gebooie afdwaal. En hoe ag ons partykeer, hulle wat afdwaal van die woord, hulle wat dalk by die woord was en afgedwaal het, om in guns by hulle te wees, verlaat ons die woord. Terwyl God het heeltemal anders te sien. Daai persoon wat afgedwaal het, is vir 'n tyd lank, totdat hy dalk eendag weer terugkom, is hy 'n vervloekte. Want hoekom? Hy is onder die sonde, hy is onder die leuen, hy is onder die gees van die antichrist vasgevang. En ons lig moet van so 'n aard skyn, ons waarheid moet bly skyn. Maar ons teken kompromie aan terwille van die vriendskap, terwille van om nie verag en uitgeskuif te word nie. En ek dink dit tref diep in ons hart vanoggend. Hoe maklik. Ek kan nou nie dit nie, want dan gaan ek nou uitgeskei word in die familie. Hulle gaan sê ek is liefdeloos, hulle gaan sê en hulle gaan so sê. Maar die Here Jesus het nie omgegee nie. Hy het een woord gehad, hy het die woord van waarheid gehad. Sy siel het verlang na die woord van God. Sy siel het verlang om met die Vader gemeenskap te hê. Verlang ons siel na God meer as ons verlange na mense om in guns by mense en omstandighede en die sonde en die gerief in die wêreld te wees. En dit het so diep in my hart getref vandag. Of toe ek hierdie lied geskryf het, Here. En ons beroem onsself op baie dinge. Ons verhef onsself oor baie dinge. Soos wat ons gister gehoor het in die skriflesing van, nie as Jesus het toegelaat dat hulle hom goed noem nie. Hoe maklik verwys ons na onsself, ons is goed, ons doen goeie dinge. Jy kan dalk goed doen in een persoon, maar jy is dalk ongemanierd en ongeskik met 10 ander, of jy het nie so verlange na die woord, soos wat 'n mens moet hê nie. Nou, voordat ek voortgaan met hierdie gedagte, ons gaan 'n lied speel van Werner. Hy het gister vir my gesê, bewaak jou hart. Werner van Kleinfontein, hy het eintlik 2 deurgestuur. En ek gaan eers die een speel, dit is bewaak jou hart,
En dan gaan ek die ander een ook rug aan rug met hom speel. Gelukkig is die Oprechtes en dis ook 'n gunsteling van Anneke. Sy maak ons kinderliedjies ook net so, by the way, daar van kinderstories daar van Vredendal. So bewaak jou hart, gaan ek eers speel van Werner en dan gelukkig is die Oprechtes, Werner en Anneke se gunsteling. So kom ons luister hulle gunstelinge saam met hulle. Moenie bang wees nie, Meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Wees wakker en waaksaam oor wat jy in jou gedagtes bedink. Is dit van die wêreld of is dit van die woord van God? Bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Dit wat jy spreek om uit die hart, is dit bitter of is dit soet? Deel al jou gedagtes met die Here, sodat hy jou weer kan reguit maak. Bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Vertrou die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Gelukkig is die Oprechtes, hulle wat wandel volgens die woord, hulle wat hom van harte soek, wat nie verkeerd doen. Jy sal nie raad op wees, hou net vas aan sy woord. Gelukkig is die Oprechtes, hulle wat wandel volgens die woord, hulle wat hom van harte soek, wat nie verkeerd doen. Bly is ek, as ek uw woord leer, u sal my nie los nie. Gelukkig is die Oprechtes, hulle wat wandel volgens die woord, hulle wat hom van harte soek, wat nie verkeerd doen. Gelukkig is die Oprechtes, hulle wat wandel volgens die woord, hulle wat hom van harte soek, wat nie verkeerd doen. Jy sal nie raad op wees, hou net vas aan sy woord. Gelukkig is die Oprechtes, hulle wat wandel volgens die woord, hulle wat hom van harte soek, wat nie verkeerd doen. Bly is ek, as ek die woord leer, u sal my nie los nie. Gelukkig is die Oprechtes, hulle wat wandel volgens die woord, hulle wat hom van harte soek, wat nie verkeerd doen. Nou sê, dit is nou Psalm 119 vers 1 tot 8 wat waarna ons geluister het. Nou, en dit is so, as ons kyk ook na Psalm 119 van vers 1 tot 8, die voorwaarde van alles
is om God te soek, om daai verlange na God te hê, na sy woord te hê, om dit te bære in jou hart. En ons kyk altyd net na die mooi gedeeltes, as ek dit nou so kan stel, die bemoedigende gedeeltes in die woord, en veral ook in psalms, as jy kyk vroeër jare, ek weet jy of jy nog steeds kry nie, so koringkorreltjie, ek het dit ook gehad, dan skryf hulle mos jou vir, dan trek jy nou versie vir die dag, en dan is dit nou jou versie, en so aan en so aan. En dan baie van daai was wel gedeeltes, partykeer hele vers in psalm, partykeer maar net 'n gedeelte van die vers. En die bemoediging is baie mooi, maar onthou net, dit gaan alles oor die woord van God, wat in jou hart moet lewend wees, gebære word en daar uitleef. Nou ek gaan gou so 'n bietjie oorgaan hier na kommentare toe, daar waar ek nou laas gelos het, my vrou sê, dis 'n heerlikste program hierdie, erg diep. Elmarie, wow, scary, wil nie vir 'n oomblik 'n vervloekte wees nie, dit is verseker so. As my afdwaal van die woord, dis die waarheid van die woord. Hy sê op een plek, dis Nuwe Testamenties. Dis Nuwe Testamenties wat ek nou moet vir jou gaan sê. Hy sê, hy wat nie die Here wil dien nie, laat hom 'n vervloeking wees. Nie dat jy moet gaan vervloek nie, maar jy kan nie geestelike gemeenskap gaan hou met iemand wat in sonde moetswilliglik bly nie. So dit is wat hy daar sê. So ons sien die sondaar meer as ons boesemvriend as die kind van die Here. En ons het geleer uit die woord, uit een van die Bybel lees, dat die laaste tyd, ek gaan nie meer waag om te sê wanneer is wat nie, dat ons moet ook vriende raak van mekaar. Hy sê, maak vriende deur die onregverdige mammon. Dit is om uit te reik na jou gelowige, wedergebore kind van die Here, broeder en suster. Dan maak jy 'n vriend van jouself, vir jou, deur ook jou broeder uit te help te ondersteun, wat die geval ook al mag wees. Lally sê, dit tref diep, en sê, Kitty Sjoe, dit is so waar, Werner sê vir ons moet eerder skaam wees om sonde te doen, en nie geïrriteerd te raak met mense nie, dit is die groot sy van die saak. As die woord so lekker in ons hart is, en ek besef het al hoe meer, ons kan maar net eerlik wees. Ons doen nie wat die woord sê nie, ons laat nie die woord in ons groei nie, ons neem nie besluite volgens die woord nie, dan net as jy vra die Here vir iets, en nou hoor jy 'n boodskap of jy lees 'n skrif, en jy spreek daai saak aan, of dit gee vir jou antwoord, wat jy moet doen, om nie meer in daai saakte van jou te wandel, daai geaardheid of wat ook al nie. Dan moet jy dit vat en begin optree en begin doen. Dit is hoe jy die woord voed en dit is hoe jy groei tot hierdie nuwe lewe. Goed, want jy het die hulp, die woord het vir jou gesê, dit is jou saak, nou moet jy daarin begin wandel. Elmarie, ook een van my gunstelinge, Deborah sê vir ons, all my latest favorite is op my Naal video's, yes, hy Naal spreek vir die mense, ek weet nie meer wat 'n liedjie Ancient, weet nie meer wat 'n liedjie my gunstelinge sê, want met elke musiek hier klink elke liedjie nuut. Dit is presies so, en ek en my vrou uiteindelik daaroor gepraat, dis asof musiek hier, as die speel asof sommer 'n nuwe betekenis kry, en selfs in die boodskappe ook, want jy luister met aandag, want baie keer as jou playlist speel, jy luister, jy gaan aan, en dit is nou mooi en oulik en alles, maar met musiek hier, is dit asof jou aandag daarby is dit nie so nie. Waak is so belangrik, sê jy net vir ons, Werner sê, ons moet baie bid om waaksaam te wees, dis presies net so, Werner, as jy gewild, daar is op YouTube, so neem ek nou maar aan, Deborah show, wow, is baie kommentare, hierdie ene is ook Terry se favorite, sê Ruwaida, daar sy, Karen, Klein Terry, ons love Klein Terry, die korrelkie het, Hallo, ons Klein Terry, maar ons love hom ook, ne? Die korrelkie het net gesê wat jou pas, die waarskuwing konteks was uitgelaat. Dit is so, en dan bou jy jou lewe op 'n vers, wat jy nie eens weet wat is die konteks nie. En dan sê Jolene ook, sy het al 'n paar keer ook gekommentaar, it's true, ek het vanoggend iets besef oor die onregverdige mammon. Ek is so bly, Kitty, so bly ons deur herinnering, bly ons mekaar herinner, deur herinnering, herhaling, kry ons geloof sekerheid, musiek hier word, dit deurgepraat, so nice. Goeiemôre almal, Ina, goeiemôre Ina. Nou kom ons luister na 'n volgende gunsteling, ons gaan na Konetse en daar in Elsburg luister.
Vlekloos by die wederkoms en geloof red. Ons gaan dit ook weer so rig en rig speel. Konet van Elsberg, vlekloos by die wederkoms en geloof red. Gaan ons na ja liedere luister. Mag hy, die Here van die vrede, julle altyd vrede gee en met julle almal wees. Ondersoek, behou die goeie, blus nie die gees, wees bly, bid altyd en los die kwaad. En mag hy, die God van die vrede, julle heilig maak, mag julle gees, siel, liggaam by die wederkoms vlekloos wees. Hy wat jou roep is getrou, hy sal het doen, werksaam, plant, maak nat, hy laat groei. En mag hy, die God van die vrede, julle heilig maak, mag julle gees, siel, liggaam by die wederkoms vlekloos wees. Wat julle gehoor, geleer en gesien het, doen het, en die God van vrede sal met jou wees. En mag hy, die God van die vrede, julle heilig maak, mag julle gees, siel, liggaam by die wederkoms vlekloos wees. En mag hy, die God van die vrede, julle heilig maak, mag julle gees, siel, liggaam by die wederkoms vlekloos wees. Jesus sien sy geloof, kuns skep moed, staan op en loop, jou sondes vergewe, gaan na jou huis. Verwonderd, wat mag het hy, wie kan dit doen, hulle prys God. Jesus sien sy geloof, kuns skep moed, staan op en loop, jou sondes vergewe, gaan na jou huis. By mense is dit onmoontlik, alles is by God moontlik. Roep, erken, bely, neem aan, jou sondes word vergewe, die siel word gered. Jesus sien sy geloof, kuns skep moed, staan op en loop, jou sondes vergewe, gaan na jou huis. Vergifnis, redding, verlossing, deur die seun van God, maak die hart oop, geloof red jou. Jesus in sy geloof, kuns skep moed, staan op en loop, jou sondes vergewe, gaan na jou huis. Sien sy geloof, kuns skep moed, staan op en loop, jou sondes vergewe, gaan na jou huis. Ja, as daar genesing is vir die siel, as daar vrede is, dan is daar genesing, daar is oorwinning, daar is redding, daar is verlossing. Die groot saak van die evangelie gaan oor vergifnis, dit gaan oor vryspraak, wat ons uit die mag van die vyand uithou. Nou ja, om vlekloos te wees, dit is om jou saak met die Here te bly uitsorteer, om bly te praat, want die uitdaging is daar vir ons, of nie die uitdaging nie, die opdrag eintlik eerder, is daar om vlekloos te wees. En hoe kan 'n mens vlekloos wees? Deur 'n verhouding met die Here te hê, deur met hom te bly praat, uit te sorteer, jou saak met hom deur te praat, dan kan jy vlekloos bly. En as daar vlekloosheid is, as daar vergifnis is daar vrede, vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Groot Terrens gaan mal oor hierdie lied. Ek kan onthou, wat vir baie lank my gunsteling was, want dit is so mooi herinnering oor hoe geloof in God, en wat is hy geloof? Dit is die toepassing van die woord.
Nou op daai stadium het die Here Jesus gesê, dit is nou jou toepassing, dis wat jy nou moet doen. Wat is ons toepassing om te bewys ons glo in die woord? Ons word verlos, gered, genees. Dit is ofwel om ons hart vir die Here te gee, as jy nog nooit tot wedergeboorte gekom het, jou hart vir die Here gegee het nie, vandag is die tyd, nie môre nie, moenie uitstel nie, vandag is die tyd, daarna stap jy die pad van heiligmaking en reiniging, soos wat voorgeskryf word in die woord van die Here. So as daar dinge is wat kwel, as daar dinge is wat pla, jy gaan sorteer dit uit, die Vader is 'n Vader van barmhartigheid, vergifnis, redding, verlossing, hy wil 'n verhouding met jou. Ek wil jou aanmoedig vandag, God wil 'n verhouding met jou hê. Hy wil met jou praat, sy oor is nooit te swaar om te hoor nie. Hy is nooit te besig nie. Hy is nooit ooit te besig nie. Daar's geen sonde wat jy kan doen, wat hy nie kan vergewe nie. Is dit nie amazing om daaraan te dink nie? Want as daar sondes wat genade kon troef, dan is genade nie genade nie. So al het jy ver teruggeval en dit klop hier binne in jou hart en dit brand hier binne in jou hart. En jy voel, Here, vandag praat U met my in soveel fasette van my lewe. Kan U vandag U saak uitsorteer? God is groot van goedertierenheid, barmhartigheid en een wat berou het oor die onheil. Is dit nie amazing om daaraan te dink nie? Nou ja, ons gaan na 2 liedere luister ook van Elmarie daar in Rodepoort. Elmarie, ons gaan nou jou gunsteling liedere speel. Kom ons kyk gou so 'n bietjie hier na kommentare voor ek oorgaan. So verskriklik wonder om dit te weet. Ryda, ek het daai te gelees van Terrence, Renette het gepraat van God van vrede. Wow. Jolene sê, absolutely love this song. Yes, so 'n liedjie klink sommer anders. Dit is so. Dit klink sommer anders. Nou kom ons luister eers na Elmarie se lied. Luister na hom. Of eers soet in my mond en dan luister na hom. Dit is nou van Elmarie daar in Rodepoort. Waar is soet in my mond? Daar is hy. Wow, hierdie is 'n awesome liedjie. I just love this song. Soos 'n brullende leeu, 7 donderslae spreek, verseel dit, skryf dit nie op, word volbring, was verborgen in God. Johannes neem die boekie, eer het op, soet in my mond, bitter in my maag, weer moet jy profeteer oor baie. Johannes neem die boekie, eer het op, soet in my mond, bitter in my maag, weer moet jy profeteer oor baie. Spreek die woord soet soos heuning, bitter die gevolg, nie elkeen neem dit aan, vervolging en verdrukking. Johannes neem die boekie, eer het op, soet in my mond, bitter in my maag, weer moet jy profeteer oor baie. Johannes neem die boekie, eer het op, soet in my mond, bitter in my maag, tyd is daar nie meer nie. En daar kom 'n stem uit die hemel, dit is my geliefde seun, luister na hom. Hoog op die berg, in die eensaamheid gebring, hy verander, helder soos die son, wit soos die lug, was hy. En daar kom 'n stem uit die hemel, dit is my geliefde seun, luister na hom. Verbaas, verskrik, weet wat om te sê, kom ons bou hutte, een vir elkeen een. En daar kom 'n stem uit die hemel,
Dit is my geliefde seun, luister na hom. Weg is die lig, wat het gebeur? Vertel vir niemand, hou die woord vir jouself. En daar kom 'n stem uit die hemel. Dit is my geliefde seun, luister na hom. En daar kom 'n stem uit die hemel. Dit is my geliefde seun, luister na hom. Sjoe, as 'n mens nadink oor wat die woord daar sê in Matteus rondom hierdie lied, dit is toe Jesus saam met die 3 disippels op die berg was, alom bekend staan as die berg van verheerliking, waar Elia en Moses aan Jesus verskyn het, die stem gekom en gesê, dis my geliefde seun, luister na hom. En op daai stadium mag hulle dit vir niemand gesê het nie. Die Here Jesus het hulle bevel gegee. Eers wanneer hy opstaan uit die dode, mag hulle dit bekend gemaak het, hy was die seun van God. Want hy het selfs geweet, terwyl hy op aarde is, hy het 'n vlees, hy het geweet hy is die seun van God. Hy het homself bekend gemaak as die seun van die mens. Hoekom? Want toe was hy gelyk in die mens, om die mens te dien. En nou lees ons ook in Romeine, toe hy gekruisig opgestaan het uit die dode, toe hy met krag verklaar, dit is die seun van God. Ek dink is Romeine 1 vers 4 gelees, gerus deur Romeine. So ja, dit is waaroor die lied gaan. Wat 'n interessante gebeurtenis wat daar plaasgevind het, om te bevestig dat die disippels kon verstaan, hulle moet luister na dit wat die Here Jesus op daai oomblik vir hulle gesê het, sodat hulle dit kan afwentel na ons toe, kan uitleef, en dat ons ook kan verstaan, ons maar dat dit luister. En die Here Jesus het gesê, alles wat hy gespreek het, het hy by die Vader gehoor, en so leef hy dit ook uit. En dan die vorige lied, soet in my mond, wow, dit is waar Johannes die boekie moes geëet het. Wow, dit is amazing. En dit is so, toe my vrou hierdie lied geskryf het, en hy kom uit, het seker vir dae, en daar ek in die aande gaan slaap met die lied, ek het wakker geword met hom. Ja, en die woord is soet in 'n mens se mond. As jy dit inneem, dit is soet, dit is heerlik. Maar die gevolge daarvan, dis kom hy sê, dit is bitter in die maag. Die gevolge daarvan is nie altyd so wonderlik nie. Maar dit is soet, as 'n mens die woord hoor, dit is heerlik. En het is amazing. Maar as 'n mens dit moet verstaan en uitleef, dan is dit nie altyd so lekker nie. Nou ek gaan weer 'n bietjie kommentare deurgaan. Ek sien julle het baie kommentare gegee. Ek hoop ek gaan nie iemand se mis nie. Waar was ek? Ek dink ek was laas hierso. Elmarie, jeppie, dankie hoor, dis dat ek al 2 liedjies gespeel het. Werner sê, dit is vir my so mooi dat God 'n verhouding met 'n mens wil hê, maak nie saak wie jy is nie, dit is so. Deur God se wil is jy in hierdie wêreld, is jy weergebore, is jy kind, hy is lief vir sy kinders, en dis hoekom jy sy kind is, want hy wil gemeenskap hê met jou, dis hoekom jy sy kind is, hy wil gemeenskap hê met jou. Oh yes, draai in my kop, verskriklik, mooi. Oh, so needed this today, I'd struggled to sleep, and for the first time ever I was awake before 5 on a weekend. That is goeie nuus. I can't say which is my favorite song anymore. Each song has their own words that speak deep into my heart. It is exactly like that. Die meise love die liedjie. Ek weet, hy soet in die mond. Dit is hulle favorite. Ek hoop, ek praat van hom, want die kommentaar is ons 'n bietjie agter. Luister na hom. Ja, my vrou sê, luister na hom. Ons moet na die Here luister. Elmarie ook my favorites. Weer oupa. Hierso kom... Speel hom weer, oupa. Speel hom weer. Dit is soet in my mond. My sê, weer, as hy iets weer moet gebeur, weer, okay, so ek het hom nou so. Luister na hom is ongelooflik mooi, toe ek vir my kliënt speel, toe gaan like hulle onmiddellik die channel, Ruwaida, wow, dis amazing. Ek wil net huil as ek die een hoor, Jesus, witlig, hoe lyk ons hart, wit of wat, Elmarie, dit is so,
Werner, awesome, Deborah, wow, op iemand se kommentaar daarso. Net as jy dink kan nie nog mooier liedjies kom nie, dan kom daar nog, dit is die waarheid. Dit is my so awesome hoe ver die liedjies spreek, sê my vrou. Dolla sê, so waar. Ag, loof die Here, ek is bly julle kry bemoediging en hoop en stigting. Nou, ek gaan afsluit met 'n trio. 'n Trio is 3 liedjies agter mekaar. En dit is van Anneke en Vredendal. Nou, ek weet, ek kan onthou van die eerste keer wat ek ons haar ontmoet het, was haar gunsteling Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lig vir my pad. Ek kan dit so goed onthou. Dink sy daai tyd oral op haar Facebook en oral gesit. En ons gaan daai ene vir haar speel. Dit is 'n gunsteling. Dan gaan ons speel vrymoedigheid en gawes. En mens met vrymoedigheid neem en gawes. Gawes, kom na die Here toe, praat met die Here, sorteer dit uit. Jy moet net jou hart oopmaak, is klaar in jou. So wat jy ook al voel in jou hart wat jy graag wil doen, vat die guts, doen dit in die Here. En dan alive and powerful, dit is basies Hebreërs 4 vers 12, waar gaan die woord van God is lewend en kragtiger as enige skerper as enige tweesnydende swaard. Ek wou so graag 'n liedjie daar geskryf het, maar dit moes amper soos 'n koortjie tipe vorm gewees het. So die Here het gehelp dat ek op daai ene kon skryf. En ek gaan net 'n laaste kommentaar lees hierso. Dan gaan ons afsluit met hierdie. Waar Sandra? Waar Sandra? Het ek hom nie gedoen nie? Hoekom nie? Wat is Sandra se naam? Nou kry ons hom gou op die skerm. Eerste en laaste. Okay, sorry man, ek het eenetjie gemis, lyk dit vir my hierso. Ons gaan hom gou speel. Eerste en laaste sê jy, né? Yes. Okay, kom ons speel hom eerste, dan gaan ons afsluit met die ander. Eerste. Dankie my vrou. Love ook die eerste en laaste. Ek dink julle love het ook, né? Sandra se gunsteling daar so uit Pretoria uit, ons my skoonsis. Kom ons lees gou wat sê Kitty. Soms stuur iemand vir my 'n liedjie en dan het ek op 'n oop deur om een van hierdie liedjies te deel. Dit is amazing. Wow. Kitty sê so. Roida Terry vra met groot oogies, is it finished already? Daarom nog nie, ons gaan nou eerste en laaste speel, en daarna, ek gaan eers Sandra se gunsteling speel, en daarna gaan ons Anneke se speel. Ek draai om die stem te sien. Dit is Jesus met kleed en goue gordel, hoof so wit, sneeuw en wol, oë wat brand soos helder vuur. Soos baie waters weer klink sy stem vol krag vir ewig. Blink koper, sy voete, sy aangesig soos son se lig. Ek is die eerste en die laaste, die lewende vir ewig.
Wow, terwyl ons so met die woord van die Here vandag besig is, halleluja. Dis die ultimate, Johannes die Doper het hom gesien, het hom beleef in 'n Johannes het hom beleef. Johannes die Doper is ook in die hemel. Johannes het hom beleef, is dit nie amazing nie? Hy het soos 'n dooie neergeval. Dan sê mense maklik, hulle sien gesigte van hemelse dinge. Jy al werklik die werklikheid van die hemele beleef. Nou dit kom uit Openbaring, die lied is geskryf uit Openbaring, my vrou het hom geskryf, Openbaring 1 vanaf vers 11 tot 18, jy kan dit gerus gaan deurlees. Daar's eintlik so 'n heerlikheid en amazingness, ek weet nie wat se woord om te gebruik nie, in Openbaring rondom God, die engele, Jesus Christus, die grootheid van die geestelike wêreld. Dis hoekom die lied spreek met ons, hy praat met ons, hy benadruk wie die Here Jesus Christus is, en mense vat hom sommer so maklik. En dis hoekom as jy dit verstaan, as jy die langste psalm in die Bybel lees, Psalm 119, dan lees jy dit met 'n heeltemal 'n ander perspektief. Dan is dit 'n lekkerte, jy kan dit nie neersit nie, want jy leer die woord ken. Jy leer wie hy is, en wat hy is. Is dit nie amazing? Daarom kan hy alleenlik 'n lig vir jou pad wees, 'n lamp vir jou voet. Daai woord is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Hy het gegaan om die dood en die doderyk te oorwin, om vir my en jou gawes te gee, bedieninge te gee waarin ons kan lewe. Wow, is dit nie amazing nie? Nou ons gaan afsluit, en ek sien almal is baie hartseer dat ons gaan afsluit, en almal is opgewonde oor die lied, hulle geniet dit vreeslik baie, ek gaan nie almal lees, jy het lekker vinnige kommentare, yes, ons het God lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Nou ja, ek gaan afsluit met die trio, u woord is 'n lamp, dan vrymoedigheid en gawes, en dan die laaste een, alive and powerful van Anneke, daar in Vredendal. U woord is 'n lamp. Kom ons luister na die trio, ek sluit af, julle met julle Saterdag geniet, vanmiddag en vanaand en môre kuier ons lekker saam met die Pieterswoning, lief vir julle, bye bye, sê weer? O ja, en ons het Sondag nagmaal, moenie julle nagmaal elemente vergeet, die broodjie en die druiwesap. Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek die woord kan bewaar. Ek het van die woord nie afgewyk nie, u het my geleer. Hoe soet is u beloftes, meer as heuning vir my mond. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Uit u beveel kry ek verstand, ek haat elke leenpad. Hoe soet is u beloftes, meer as heuning vir my mond. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig
ons ontvang die Heilige Gees. Wanneer ons bekeer, al die gawes is daarin, wat ons met vrymoedigheid moet beoefen. Dit stig die liggaam van Christus, hy is die hoof. Hy het vir ons gawes gegee, om sy liggaam te stig en op te bou, om toe te rus vir hulle dienswerk tot eer van sy naam. Ons ontvang die Heilige Gees, wanneer harte voor hom buig. Al die gawes is daarin, wat hy deur ons vol gebruik. Dit stig die liggaam van Christus, hy is die hoof. Hy het vir ons gawes gegee, om sy liggaam te stig en op te bou, om toe te rus vir hulle dienswerk tot eer van sy naam. Met vrymoedigheid beoefen ons die gawes wat hy gee, tot opbouw van die lichaam en liefde meer en meer. Hy het vir ons gawes gegee, om sy lichaam te stig en op te bou, om toe te rus vir hulle dienswerk. Die lichaam van Christus staan. The Word of God is alive and powerful, alive and powerful. The Word of God is alive and powerful, sharper than a two-edged sword. The Word of God is alive and powerful, alive and powerful. It divides soul and spirit. The Word of God is alive and powerful. It reveals the thoughts and motives of the heart. The Word of God is alive and powerful. No one can hide from God. He sees everything. The Word of God is alive and powerful, a fire and hammer that breaks rocks. The Word of God is alive and powerful, a light shining in dark places. The Word of God is alive and powerful, alive and powerful. The Word of God is alive and powerful, alive and powerful. The Word of God is alive and powerful, sharper than a two-edged sword. The Word of God is alive and powerful, alive and powerful. It divides soul and spirit. The Word of God is alive and powerful. It reveals the thoughts and motives of the heart. The Word of God is alive and powerful. No one can hide from God. He sees everything. The Word of God is alive and powerful, a fire and hammer that breaks rocks. The Word of God is alive and powerful, a light shining in dark places.